Thys van Sail is weer hier om met ons oor die finansiële wêreld te gesels en hy waarsku vanoggend teen beleggingsbedrog. So Thys, welkom terug hier by ons. Lekker om te wees. Goed, ons sien toenemend aanlyn beleggingsgeleenthede op sosiale media. Hoe groot is hierdie probleem wanneer 'n mens fokus op beleggingsbedrog? Ek dink Elsa, as mense het begin om te dink dit was amper obvious scams, want ons gebruik hy woord baie vinnig om te sê maar dis 'n obvious scam. Jy weet, nadat dit nou gebeur het en mense het geld verloor, maar dit het op hierdie stadium al so erg geraak dat dit basies baie gefestikeerde tipe van mense is wat hierdie tipe van scams basies aan mekaar sit. Jy weet, en dit lyk amper as wat 100% so kan wees. Dit moet so wees, alles lyk reg en dan op 'n einde van die dag dan verloor jy nog steeds geld. So dit is ook nou nie meer daai element van die buurvrou was dom of stupid geweest of wat ook om in so iets in te gaan nie. Dit is regtig waar dit is 'n tendens wat Suid-Afrikaners tot en met 1.8 miljard gekos het net oor die laaste 12 maande. En natuurlik die FSCA het omtrent ongeveer meer as 108 van hierdie tipe van waarskuwings uitgereik. Jy weet, aanlyn om juist te sê hierdie skemas is hier buite, dit is hoe hulle geïdentifiseer was, dit is wat hulle doen ensovoorts, maar nog steeds is daar tendens dat mense daar verval. Waarom dink jy is Suid-Afrika veral vatbaar vir aanlyn beleggingsbedrog? Veral ook wanneer jy kyk na die huidige ekonomiese klimaat. Ja, dit is maar wat dit is. Ek bedoel, mense basies kry swaar in Suid-Afrika. As ons gaan kyk na aftrekkapitaal, daar's baie pensionaarsse wat byvoorbeeld glad nie genoeg geld het, jy weet, om uit te kom per maand nie. En dan sal hulle byvoorbeeld een of twee van hierdie geleenthede sien aanlyn en dan, soos ek sê, dit lyk so goed, dit moet waar wees. En dan gaan baie van hierdie tipe van kom ons sê maar vulnerable tipe van ou mense na hierdie skemas toe en dan verloor hulle net verder geld. En dan natuurlik, jy weet, as ons ook gaan kyk na jou middeljariges, byvoorbeeld van 35, 45, daai mense trek ook swaar nou met inflasie, onkostes, rentekoerse, al van goeders, en dan sien hulle byvoorbeeld hierdie geleenthede soos byvoorbeeld forex trading, crypto trading, en dan sien hulle dit byvoorbeeld dalk as 'n side hustle, jy weet, om basies 'n addisionele paar rand te kan maak, om homself net deur te kan sien in die maand, jy weet, en dit is ook 'n realiteit. Jy het nou verwys na ouderdomsgroepe, maar is dit ook veral daardie groepe wat die grootste risiko beloop om slagoffers te wees? Ja, en dit is 100% so, want dit is eintlik so in vlakke geplaas van byvoorbeeld jou minderjariges teenoor jou ouer mense. Is daar spesifieke tipe van targets waarvoor hulle gaan. Soos jou minderjarige mense sal meer fokus op hierdie cool strategie. Jy weet, van jy moet inwees, jy daai fear of missing out, jy weet die FOMO wat gecreëer word. Jy weet, dit is tipies daai baiting en phishing wat daar buite geplaas word om jy te sê forex en crypto en wat so 'n daai van goeders. Maar by die ou mense is dit weer anders. Daar word daar weer gepraat van sekuriteit, waarborge, gewaarborgde inkomste, verwysings, jy weet, na kliënte wat reeds al jare by hulle is ensovoorts. Jy weet, so daar's verskillende tipe van approaches wat hierdie ouens ook gebruik wat dit ook nou weer eens baie uniek maak. Thys, is daar spesifieke platforms wat die meeste deur bedrieërs gebruik word? Ja, ek dink die heel belangrikste deel is, as 'n mens byvoorbeeld gaan kyk hierdie tipe van skemas waar dit vandaan kom, deur watse kanaal kom dit, want dit sal nooit deur 'n advieskanaal kom nie. Dit begin byvoorbeeld op 'n Facebook byvoorbeeld, en dan sê jy nou wat hulle sê byt. Okay, en dan sê jy byvoorbeeld dan 'n verwys word na 'n WhatsApp of 'n Telegram tipe van platform, en dan sal die kommunikasie dan van daar af met jou plaasvind. So met ander woorde, hulle sal met jou begin kommunikeer via WhatsApp of via Telegram, en dan sal hulle byvoorbeeld selfs jou kontak, as jy byvoorbeeld jou kontakbesonderhede vir hulle bygee, sodra jy byvoorbeeld kom ons sê in daai byting ingetree het. En dis basies, jy weet, jy kan nie 'n finansiële produk basies koop op 'n WhatsApp groep of selfs op WhatsApp of op Telegram en selfs Facebook nie. So daar's geen manier nie. Ek bedoel, daar's die grootste vraagteken klaar wat jy vir jouself moet vra. Hoe koop ek basies of hoe belê ek op 'n platform via WhatsApp of Telegram? En hoekom sal ek byvoorbeeld gaan vir so tipe van belegging as ek kan sien daar is nie FSCA nommer nie, of die FSCA nommer kom nie ooreen met die naam byvoorbeeld, weet as sulk nie, of ek praat hy eweskielik hierso met 'n wildvreemde ou, maar hy begin my dan ook te e-pos, maar die ooreenkoms ook met die e-pos maak ook nie sin nie. Maar weer eens, die mense wil hê dit moet so goed wees, en omdat dit so desperaatheid is dat hulle daarvoor gaan. Ek dink dit is net soms so oortuigend, jy weet, wanneer 'n mens kyk na iets soos name, logos en selfs bestuurders se foto's wat gebruik word. Ja. So
een wenk van jou kant af. Jy weet, maak nou nie saak hoe oortuigend dit lyk nie. Wat moet verbruikers altyd in gedagte hou? Ek dink is baie belangrik weer eens om ook te gaan kyk en veral vandag se tyd is net om bietjie verder te gaan dink. Ek bedoel, so met ander woorde, ek kan eintlik enigiemand se logo of enigiemand se foto kan ek op vandag se tyd gaan aftrek, jy weet, op enige platform. En ek kan selfs AI gebruik, jy weet, om dit selfs nog verder, kom ons sê, legit te laat lyk. En natuurlik, jy weet, jy kry deesdae selfs 'n voice-over AI wat jy ook kan kry. Jy weet, waar 'n bestuurder byvoorbeeld 30 sekondes advertensie selfs sal praat, jy weet, dalk van 'n groen of 'n rooi of 'n blou maatskappy wat baie bekend is in Suid-Afrika. En natuurlik, en dan voel dit vir jou dis 100% reg en dis 100% so. En dan gaan jy byvoorbeeld verder. En dan jou ander probleem wat jy ook het is as jy byvoorbeeld in een van hierdie skemas intree en jy wil byvoorbeeld dan jou kapitaal uithaal, dan is daar ewe skielik probleme. Dan is daar fooie wat jy moet betaal of jy moet geld inbetaal om geld te kan uitkry. Jy moet verifikasieprosesse vat dan ewe skielik weke. Jy weet, in plaas van waar hulle jou letterlik in die belegging wou ingetree het binne 24 uur. Jy weet, so daar's 'n klompie elemente wat 'n baie groot rol speel, maar weer eens as ons gaan kyk, al die waarskuwingstekens word eintlik vir jou vooraf gegee. So die maklikste wat jy moontlik kan doen is 'n reël van 24 uur. So as jy besluit gemaak het, gaan dink nog steeds 24 uur daaroor voordat jy byvoorbeeld dan nou daai oorplase maak. En natuurlik as jy dan nou daar sover sou gekom het en jy wil 'n oorplase maak, jou laaste stap wat jy moet doen is bel net jou bank. So met ander woorde, bel net jou bank en verifieer net die bankbesonderhede, behoort dit aan hierdie maatskappy, is hulle basiese affiliaatskap van by die FSCA. Dit gaan jou 5 minute vat op 'n oproep en jy gaan dadelik dan jou antwoord kry, jou finale antwoord ja of nee, daai 24 uur. Ek dink daai kommunikasie is baie belangrik op 'n gereelde basis. Goed, jou belangrikste boodskap aan Suid-Afrikaners wat miskien op die oomblik op soek is na beter beleggingsopbrengste? Ek dink as 'n mens gaan kyk, Elsa, nommer 1 is bly net weg van sosiale media tipe van baiting. Okay. So as 'n mens byvoorbeeld gaan kyk en jy bevind jouself op 'n WhatsApp groep of op WhatsApp of op Telegram en jy byvoorbeeld sien hierdie tipe van skemas of hierdie tipe van opbrengste, want dit is gewoonlik hierdie tendens van guaranteed en basies weet hoë opbrengste met verwysings. Okay, ewe skielik. Onthou, as ek 'n maatskappy kan naboot, okay, dan kan ek basies weet 40 mense ook gaan kyk op paar buite wat sê ja, great company, great, you know, this and this, alles is 100% legit. Maar die grootste ding is wat jy vir jouself moet gaan vra is, as ek ordentlike belegging wil hê, watse lyn gaan gebruik ek? En 'n advieslyn is altyd jou beste lyn. En 'n advieslyn beteken ek klim in my kar, ek gaan na 'n kantoor toe en ek sien 'n adviseur. Of die adviseur kom na my toe, hy gee my sy besigheidskaartjie, ek kan verifieer wat daar aangaan en ek kan self op wat som sosiale media ook gaan kyk, byvoorbeeld ja, is hierdie legitimate maatskappy, persoon ensovoorts. En natuurlik gaan maak ook seker die persoon met wie jy advies ook vanaf vind ook weer eens dat hy ook vir daai kategorieë wat saam geassosieer kan word en basies vir daai lyne kan advies gee. So, dit klink baie complicated net om 'n gewone belegging in vandag se tyd te koop, maar as jy regte lyne gebruik, is jy altyd veilig. Thys, en ons waardeer jou kundigheid. Ek dink dit is ook goed om te weet dat maatskappye soos jou maatskappy navorsing doen en studies doen om gereeld op hoogte te bly van die jongste neigings. Baie belangrik. Baie dankie dat jy weer met ons gesels het. Nou, daar volg net 'n bietjie of net hierna volg daar 'n bietjie musiek. So bly gerus waar jy is. Jy's ingeskakel op Goeiemôre, Good Morning en onthou ook om gerus 'n draai te gaan maak op ons YouTube platform waar jy na ons in diepte gesprekke ook kan gaan kyk.